iets besonders. Ons het gekyk na aanbidding, die ware aanbidders. Die ware aanbidders het 'n voorreg om met die Here te ontmoet, om met die teenwoordigheid van die Here te staan en te kom. En ons moet in hierdie tyd kyk, hoe gaan ons dit bereik om in die teenwoordigheid van die Here te kom? Ek wil nie daar aankom. Maar ek wil met u praat met vrymoedigheid. Vrymoedigheid beteken, ek weet verseker, ek kan die saak aandurf, ek kan met iemand praat en iemand kan sien, ek die vrymoedigheid, die Engels sê, with boldness. As jy die boldness in jy het, dan weet jy hoef nie terug te staan, terug te duis nie, jy weet jy kan dit doen en bereik. Nou kom ons kyk wat sê die woord van die Here in Hebreërs 4 vers 16, kan jy saam met my lees? Hebreërs 4:16 sê die, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Met vrymoedigheid na die troon van genade. Ek wil graag net die Engels aanhaal. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. Dat is so maar. En dan wil ek net 'n ander gedeelte uitlig van hierdie ook. Let us then fearlessly and confidently and boldly draw near to the throne of grace, the throne of God's unmerited favor to us sinners, that we may receive mercy for our failures and find grace to help in a good time for every need, appropriate help, well-timed help coming just when we need it. Kan u met hierdie vrymoedigheid vanoggend sê, Here, ek kom staan ek voor u vanoggend. Is dit moontlik dat ek die vrymoedigheid kan hê en sê, Here, hier's ek het 'n nood, ek het 'n situasie in my lewe, ek het krisis. Ek wil u vertrou, Here. Ek gaan staan maak op u woord, want u woord sê vir my, dit wat ek vra in u naam sal gebeur. U woord verklaar dit. Die beloftes van God is ja en amen. En almal Christus Jesus vervul. Met ander woorde, as ek hierdie woord ken, dan weet ek kan met vrymoedigheid kan sê, Here, dit is die werklikheid, dit is waar wat dit so moet wees. Ek het eendag 'n verhaal gelees of gehoor van 'n jong seun. Hy het sy pappa gevra vir 'n fiets vir sy verjaarsdag. En die seentjie, hy gaan vertel vir sy vriende, ek gaan 'n fiets kry vir my verjaarsdag. Hy het ook nie die fiets gesien nie, maar hy wil sê, ek gaan binnekort 'n fiets hê. Daai vertroue wat hy het in sy pappa se belofte. Nou kom ek vanoggend, en daar is soveel beloftes in die woord van die Here, en dit is ja en amen in Christus Jesus, maar dan twyfel ons aan die woord van die Here, ek weet nie regtig wat ek kan kry nie. Maar wanneer jy met boldness kom, wanneer jy met die vasberadenheid kom, die vrymoedigheid kom, sê Here, ek kom vra dit wat ek nodig het volgens u woord, dan weet ek verseker, ek sal dit verkry. Want my vertrou is op hom, nie op 'n mens nie, ons het verlede week gekyk, ons moet ons vertrou op die mense, maar op die Here. Laat ons dan met vrymoedigheid, let us therefore come boldly, let us then fearlessly and confidently and boldly draw near. Hebreërs 13:6 sê, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper, en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Kan jy met vrymoedigheid wil sê, die Here is my helper. Die Here is vir my. Ja, maar pastor, jy verstaan nie, dit was dalk aan die Hebreëse gemeente geskryf, vir Paulus daar geskryf, en ons vermoed Paulus was die skrywer van die boek van Hebreërs.
Ja, maar dis vir hulle geskryf. Die woord van die Here is vir ons vandag ook net so waar. As hulle kan sê, ek in die vrymoedigheid moet sê, die Here is my helper, kan ons ook vanoggend en hier, elkeen van ons kan sê, die Here is my helper. Hy is met ons. Psalm 27:1 verklaar dit. Die Here is my lig en my heil. Wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou verward wees? Vrymoedigheid kan ek sê, die Here is my heil. Heil beteken redding, verlossing, uithaal uit omstandighede. King James said, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? En die krag versterk in jou lewe. Ek weet baie van die vrouens sê vir hulle mans, jy is my krag. Nou, my vriend. Die Here is ons help. Hy is ons krag in 'n psalm. Ons sing die Here is my krag in my psalm. Glo dit, aanvaar dit. Die Here is daar vir elkeen van ons vanoggend. Ons moet dit bely en erken. Sodat ons wat kan doen, na die troon van genade kan gaan, unto the throne of grace. Romeine 8 vers 15-16 sê dit, want jy het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kennis, deur wie ons roep, Abba Vader, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Daai vrymoedigheid, dit sê ek is 'n kind van God. Klein Eugene het hierdie week by ons kom kuier. Hy kort kom vra. Hy weet die vrieskas is daar van daai eisies. Oupa, kan ek 'n eisie kry asseblief? Hy weet oupa gaan nie nee sê nie. En hy het sy eisie gekry. Wat meer vir my hemelse Vader? Amen. Ek sê kind, die Gees van God bevestig dit. Ek is verseker van die Heilige Gees wat my oortuig ek is 'n kind van God. Ek hoef nie dit te vermoed of dink so nie. As jy iemand vra is jy kind van God, baie keer sal sê ek dink so, ek hoop so. Ek kan met die volle versekerheid sê ek is kind van God. Want die Gees getuig aan my gees. Het u ook daar getuienis in uw minister, ek is kind van God, ek weet wie ek is. 1 Johannes 3 vers 21-22 sê, geliefdes, luister mooi na hierdie, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is vir hom. Die voet nie veroordeel nie. Met ander woorde, jy staan voor die Here, voor sy aangesig, vir die troonkamers van sy heiligdomme, en jy weet verseker, dit wat jy gaan vra, gaan hy antwoord. Hy gaan vir jou gee. Net Engels weer aanhaal daarop. Oh, and beloved, if our consciences, dit is ons grootste probleem, die gewete van ons. Our hearts do not accuse us, if they do not make us feel guilty and condemn us. We have confidence, complete assurance and boldness before God, and we receive from Him whatever we ask, because we watchfully obey His orders, observe His suggestions, and conditions, follow His plan for us, and habitually practice what is pleasing to Him. Wanneer ons dit doen, ons kan praat, my hart veroordeel my, dan weet ek kan in die troonkamers van God met vrymoedigheid instaan. Sê, Here, jy sê. Ek sê baie keer, Lord, it's me again. It's me again.
gee die Here antwoord. Dan antwoord hy. Dan lei hy my. Dan gee my rigting in my lewe. Ek het hierdie jare 'n paar beroepe gekry na verskillende gemeentes toe. Ek het 'n beroep ontvang en ek word my bedien. Dan gaan bid ek. Here, wat moet ek doen? En dan gee die Here my skrif. En dan sê ek, die Here sê, jy moet gaan. Sê, goed, Here, ek verstaan dit. Dan sê ek, Here, maar ek soek nog bevestiging. Here, ek soek nog bevestiging. Dan sê ek, Here, ek is erger as Abraham wat nou kom. Want ek wil weet, ek wil in die plan van die Here bly. Dan gaan ek verder sê, Here, bevestig hierdie saak die iemand of iets wat my nie ken nie. Ek het so ver gegaan met een beroep. Sê, Here, as ek die beroep moet aanneem, praat met my deur die kar se radio. Noem die plek se naam, die kar se radio. Kry my harte te gaan skeef. Die beroep lei die Smit toe. Vir die nuus. Terwyl ek ry, kom ek oor die nuus. 'n Klein seiljag met die naam van Lady Smit in die moeilikheid gekom. En 'n groot skip het verbykom en ingesleep hawe toe. Veilig teruggebring. Sê die Here dankie. Maar ek is nog nie tevrede nie. Ek gaan na my harteskeer moet ek nou hoofkantoor bel en sê ek gaan die beroep aanneem. Ek stap maar die voor. Ek sê Here, hier is ek weer. Dit is weer ek o Here. Ek vra vir 'n laaste bevestiging. Ek is by die voor, ek moet die hoofkantoor bel. Die foon lui. Tel hom op. Dit is een van ons gemeentelede in die vorige gemeente. Pastoor, ek het 'n droom gehad, hierdie vroukie drome gehad in die nagte en dan maak die Here wakker met iets oor die gemeentelede. Dan bel sy my eers dat ek het baie waardeer vanaand. Pastoor, die Here het my hier gewys van die gemeentelid. Dan sê vir Iselin, gaan praat met hulle, gaan sê vir wat die Here sê. Want ek ken hulle omstandighede. En sy kom ons buite staan en sê dit. En ek sê vir Iselin, wat het jy nou weer gedroom? Sê pastoor, ek het die donderdag, daar se pas gestryd met Philip, hulle weet, die donderdag daar in Lady Smit. Jy sê ons beroep jou Lady Smit en sal jy met kom oorval. Sy sê donderdag aand het ek 'n droom gehad. Dis nou die maandag. Sê van donderdag aan vra die Here die uitleg van hierdie droom, maar ek kry nie antwoord nie. Sê waaroor gaan dit, Iselin? Sê dit behels jou pastoor. Sê o. Sy droom, ek staan by 'n groot klip in 'n rivier. Lady Smit se landboudistrikt is Kliprivier. Sê Iselin, ek sal Pansing toe. Kind van God, jy kan vra. Gaan vra die Here met hierdie vrymoedigheid in jou. Moenie bang wees nie. Moenie sê, ag ek wonder wat kan nie. Jou hart moet jy, as hart jy nie veroordeel het jy die vrymoedigheid om in te stap in die heiligheid van die Here. Hebreërs 10:35 sê, werk dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Raak nie slaaf van hierdie beloning wat jy het van vrymoedigheid. Do not therefore fling away your fearless confidence, for it carries a great and glorious compensation of reward. Dat is iets besonders as jy besef waaroor gaan die saak van vrymoedigheid teenoor die Here. Dan gaan hy verder sodat ons barmhartigheid kan kry, that we may receive mercy for our failures. Hebreërs 10:19 en 2 tot vers 22. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees en ons groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofssekerheid, die harte besprenkeling
gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Wat dit ons kan intree met die wete, ek is versekerd, ek is bloedgewas, ek is gereinig, ek is 'n kind van God, ek het die vrymoedigheid om te gaan na Abba Vader toe, ek het die vrymoedigheid wat my aanjaag, wat sê ek kan dit bereik. Kind van God, jy kan dit bereik, jy kan in sy troonkamers ingaan, jy het die voorreg daarvoor. Kom ons kyk Efesiërs 3 vers 9 tot 12 sê, en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeue af verborgen was in God, wat alles geskaap het deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme wat hy opgevat in Christus Jesus, onze Here, in wie ons die vrymoedigheid en toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Die wêreld daar buite, wil weet jy is kind van God, het vrymoedigheid om na God se troon te gaan. Ek was vir 'n klompie jare by Atlas Vliegtuigkoöperasie. En die mense het geweet waar verstaan ek. En dan het na my toe gekom as dit sulke misweer was en die vliegtuig moet uitgaan van 'n toetsvlug. Die einde van die maand breek aan en daai vliegtuig moet afgeteken word dat hy getoets is deur die vlieëniers. Hy kan weer terug aan lugmag toe. Dan sê die laaste week, dan sê die weer so. Dan kom die voorman na my toe. En nou was Klein Piet. En daar was 'n ander groot Piet. Daar was Klein Piet in die werkskantoor. Klein Piet, pry vir ons. En hulle ken nie die Here, en ek met hulle praat, hulle doen hulle dinge om al te weet, die wêreld te weet. Kom na Klein Piet. Pray for us that this aircraft can fly. Dan draai ons Here u weer. Dan binne oomblikke daarna begin die wolke ooptrek. Ons sien ek die vrymoedigheid, maar hulle het ook geweet wie hulle kan staat maak. Hulle het geweet waar is dit? Want hulle het geweet ek het die vrymoedigheid wat by God te kan bring. Om te raadpleeg. Het jy ook daai vrymoedigheid? En verder, en om genade te vind, to find grace, Ephesians 3 vers 10 en 12, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede magte en die ook, wat moet gelees daar sê, Hebreërs 2:18, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Ek word versoek. Here is in die omstandighede vasop. As jy na 'n probleem sit en jy leef met versoeking, Jesus kan jou help om die vrymoedigheid te hê na die Vader te gaan. For because he himself in his humanity has suffered in being tempted, tested and tried, he is able immediately to run to the cry of assist to relieve those who are being tempted and tested and tried and therefore are being exposed to suffering. Hy ken dit, ons Jesus ken dit. Hy het jou las op hom geneem. Hy het jou sonde las op hom geneem. Hy het jou krankhede op hom geneem. Daarom het ek voordat die Here, U ken my. Dit is dat ek myself ken. U ken die omstandighede in my lewe. Here, maar ek weet, U stel vir my die vrymoedigheid om te vra om dit te doen. Dan moet ons hierdie vrymoedigheid koester. Cherish this confidence and boldness. Hebreërs 3:6, maar Christus as seun oor sy huis, en ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Ons is sy huis. En ons is die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. But Christ as a son over his own house, whose house are we?
if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Waarmee hou we vas? Hierdie saak wat ons sê, hierdie vrymoedigheid, ek weet dat my deurdra tot die einde toe. Dat is 'n lied wat gesing word, ons ken hom baie goed. Ek sal klim aan die ou ruwe kruis en eendag voor sy voete neerlê. Ek wil vanoggend sê ek sal klim aan hierdie vrymoedigheid wat ek het. Nou gaan eendag sê Here, dit het my deurgedra dat ek voor U kan staan. Want vrymoedigheid gaan tot die einde toe. En ek wil U vra, wat doen U met jou vrymoedigheid? Het jy die volle vrymoedigheid? Om die Here te glo vir dit wat so moeilik is. Here, ek sukkel om te glo. Dit is lekker om tyd te kom. Dit is lekker met U wees, maar Here, ek sukkel om te glo. Ek wil vanoggend vra, voel gelei daar, Here. Wie wil die Here glo dat jy vrymoedigheid het en sê, Here, is ek het U nodig. Dankie dat van hande op praat, of nie eens gevraag daarvoor. Glo dit, wie wil sê ek wil die Here glo, dat die vrymoedigheid wat ek het, kan vir my die antwoord bring oplos. Gaan nie die Here glo, ons dit. Vader, U het gesien, die wat sê Here, het die vrymoedigheid, dat het nie ontbreek word. Maar dat kan verseker wees, omdat my hart my nie veroordeel nie. Ek is rein gewas in die bloed van die lam. Die prys is betaal, dat met alle vrymoedigheid vir die troon van genade kan staan vanoggend. Met die wete, kan sê, Abba Vader, U is ek. Dat U ook kan besef uit sy genade. Ek verdien dit nie om daar te staan dalk nie, maar omdat ek vrymoedigheid het om die troon van genade te nader. Hier is het ek die versekering dat U my sal hoor en my saak sal beantwoord. U sal hoor as ek roep, sê my kind is joune. En vanoggend is daar verskillende behoeftes hier teenwoordig. Verskillende saak, omstandighede. Ek ken dit nie almal, Here, maar U weet elke saak, elke behoefte, elke omstandigheid. En U sien, U hoor dit. U sien wanneer ons opstaan, sê, met vrymoedigheid kan ek sê, God is my helper. Die Here is met my. Hy is daar vir my. En hy gee my die beste wat hy vir my kan gee. En hy doen vir my die beste wat moontlik is. Daarom vanoggend sê ek, Here, dankie vir die woord wat ons kan ontvang het. Met vrymoedigheid kan ek intree by U. Sê, Here, is ek. Wees met elkeen en nou. Dat ons die getuienis gaan ontvang. En die vrymoedigheid het hulle deurgedra na oorwinning. En Here, nie net 'n eenkeuse vrymoedigheid, maar ons vrymoedigheid sal bly tot in ewigheid, totdat Jesus ons kom haal, dat ons kan weet, die Here is aan my kant, hy is daar vir my. Seën ons nou verder, bid ek in die naam van Jesus. Amen. Vat dit, neem dit, in die vrymoedigheid, leef daarin, mag die Here U seën, baie dankie.